Hallo julle en welkom by, ek weet nou nie is dit episode 1 of episode 2 van ons op die oomblik nog No Name podcast, waarin ons 'n bietjie gaan chat, elke woensdag of hopelike donderdag. Ons gaan ons bes te probeer om 'n bietjie te gesels oor die naweekse sport, nie net Bergse sport nie, maar local sport oor die algemeen in ons omgewing. En wat vir ons gaan voorlê en wat die naweek plaasgevind het, hoe die spanne en verskillende sportkodes met mekaar opweeg. Ek wil vir julle noem dat wat ook al hier gesê word is totaal en al ons eie opinie, en ons probeer dit so positief as moontlik te hou. En dit is natuurlik waaroor dit gaan om skoolsport in ons gemeenskap te bevorder. So ja, indien julle ons comments gaan afwees, maar as julle op 'n naam vir ons podcast het, moenie skaam wees om vir my of vir Dolla te inbox daar op Facebook nie. Ons gaan die 5 beste name kies en ons gaan 'n poll maak en die gelukkige wenner gaan 'n prys wen en dit sommer hierso by ons by die podcast kom afhaal en sommer deel wees van een episode. So dit sal nice wees om dan 'n paar name te kry wat ons kan besluit wat ons die podcast gaan noem. Maar nietemin gaan ons aan met vandag. Ons het 'n hele paar goed oor wat ons gaan chat, onder andere die naweekse Buldit Bergfees wat verby was. Ons gaan chat oor die wedstryde wat nog in naweek kom by die Dispatch fees wat massive gaan wees. Ons gaan 'n bietjie chat oor atletiek wat die naweek gehou was. Ons gaan 'n bietjie praat oor die Metro series. En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor Rikus Nel show wat binnekort plaasvind. Ek weet nie of julle kan sien nie. Ons het vir Dolla daar op die punt en ons het vir Leon Welgemoed. Hy is ons skoolse adjunkhoof en hy was ook die compliance officer by ons fees. Man wat 'n bietjie baie behind the scenes info vir ons het. En dan het ons natuurlik vir Rikus Nel. Baie welkom by ons vandag, Rikus. Is lekker om jou by ons te hê. Ek weet jy gaan nou ook 'n bietjie chat oor 2 weke wat jy al by die Ernst Swanepoel gaan sing. Dan die belangrikste gas vandag, Bozza. Hoe lyk dit? Gaan dit sharp? Is jy alright? Anyway, Dolla, hoe lyk die dinge daarso? Wat het jy's die stadsman vir ons. Is daar enigiets wat jy die naweekse fees, dinge wat jy opgetel het skole? Jerry, ek het nog 'n bietjie meer gefokus. Ons het baie gepraat oor die skole wat gekom kuier het vir ons. So ek het nog 'n bietjie meer hierdie gefokus op ons en wat vir my uitgestaan het, as ek net so hierso van my notas wat ek bietjie geskryf het vandag. Ons het 8 wedstryde gespeel, ons het 6 gewen, 2 verloor. Maar die beste wat vir my uitstaan is, in totaal het ons omtrent so 170 punte aangeteken, maar daar was maar 66 punte teen ons gewees. So vir so vroeg in die seisoen dink ek ons span het baie goed gedoen. Die verdediging van ons span was goed, want ons het nie so baie punte afgestaan nie. Ons het meer punte opgesit teenoor die skole. En ek weet daar's van ons spanne wat teen ouderdom ook is gespeel het. Soos ons onder 15 het teen Weskus onder 16 gespeel, 16B se teen A-span gespeel. So dis goed. Ek hou daarvan dat die ouens bietjie kompeterende rugby speel, is nie te walkover is nie. Al verloor ons met 3 punte, mense kry gewoonlik meer uit so 'n wedstryd uit as wat jy 50-0 wen. En die ouetjies speel die saam nie. Dan die ander ding wat ek opgetel het ook by ons tweede span, hulle het teen Hudson Park se tweede 15-tal gespeel. Ja, dis hulle tweede span. Ook hulle tweede span. Ja. So vir ons tweede span wat in hierdie liga se tweede span kompet het ons maar die meeste van die jare oor gewen ver. Ek bedoel ons 1 of 2 verloor, maar wanneer hulle groot skoor opsit, hulle het eintlik kompetisie gehad in die tweede liga nie. Ja. En om vir Hudson Park toe by hulle te wen 17-14, is wel dan. Ons moet 'n pluimpie daar gee. En dan die groot wedstryd wat ons oor gepraat het, meer, sy eerste span. Ek weet nie as jy nou ons raad geluister het nie, maar toe ek weer sien op die livestream, toe het julle gewen 29-0. So jy moet nou vir my sê, as dit gewerk is waar ons gepraat het, ek gaan jou daar op die sport sit, of het jy gesê, nee, wat ek praat is nonsens, het try iets anders en toe werk dit. So ek gaan jou daar op die sport sit op daai,
En dan gaan ek meneer Welgemoed op die spot sit, want hy was in beheer van die 16B's, ons assistant coaches, wat daar geplaas het. Hulle het 'n close wen gehad van 1912, en dan 'n close verloor van 8-12, en ek wil hê hy moet 'n bietjie praat oor ons jong talent, wat deur moet kom na julle toe, want op die einde van die dag, gaan dit maar oor die senior spanne, en ons is daar om oukies te melk vir die senior spanne. Meneer Welgemoed, ek gooi meneer Zane hierso. Pas die bal na jou toe. Ja, dankie Dala. Eerstens baie welkom kykers hierso by hierdie unieke geleentheid. Ja, 16B's, dis eintlik my span ja, ek het hom net geërf die Vrydag. Eintlik die Donderdag, toe het ek eers iemand gevra om net te help aan ons afrigter wat daar het persoonlike ding gehad wat hy moes gou na toe sien. En toe het ek sommer 'n man wat uit ons geleeder uitgekom het wat jare terug vir ons in 2013, Ramiz Nel. Hy het vir ons Jelagter, hy het steeds gespeel vir die OPL span Jelagter en vir SAL span Jelagter gespeel. Ek het hom benader om ons sou te kom help. Passievol, so erg dat die man nou net elke rugby oefening wil kom bystaan en hy het my daar gesmeek en asseblief kom, jy sê ons natuurlik. Want dit is die passie van die wedstryd en hulle het goed gedoen want hulle het teen 'n baie groot span gespeel daar van Bonsai. Ja, groot spelers. Ek weet nie wat eet hy manne om so groot te raak nie, maar ons sê niks daaroor nie. En die tweede keer het hulle teen Westview gespeel, wat hulle baie uitstekend gedoen het, jong talent. Dit was Westview se 16A span, hè? 16A span, wat ons B-span teen gespeel het. Ja, en die passie is daar, die manne speel. En ja, ons het gegaan 'n bietjie hierdie jaar gekyk en verlede jaar ook om 'n bietjie jong talente gun vir ons skool. Enige skool moet maar dis definitief nie koop soos anders soos dit die benaming is. Die definitief leerders wat die hoort of die behoefte sien om hier te wees, het ons genader. En as hulle ons genader het, het ons hulle geleentheid gegee natuurlik om die sport uit te leef en al daai spelers is gaande oor Bersa. So die eerste keer, baie van hulle was nog laerskool rugby verlede jaar of wat 'n jaar gemis het van rugby, eerste keer dat die manne toks intrek, Donald. Ja, nee, yes. Dit kon jy sien, maar die manne het dit geniet en hulle staan op, hulle staan nie terug nie en dit is vir my verblydend om te sien die talent wat deurkom en daai manne is eendag jy die OP span en die eerste span manne. So dis goed om so 'n goeie korps te hê om te begin mee en ja nee, ons sien uit na 'n binnendige seisoen wat voor lê. Sê gou vir my, jy wat meer behind the scenes ook betrokke was, op 'n stadium was dit gepak hier bo op die paviljoen gewees en die band se klanke het weer galm uit hier teruggeslaan in die paviljoen en ongelooflike goeie kommentaar wat ons gekry het van die publiek af. Ek dink nie hierdie veld was al ooit so vol gewees nie. Ek weet of almal altyd die rugby wou kom kykie, miskien wou hulle vir Bosza kom kyk. Bosza, hoe het jy die dinge ervaar? Die man dans beter as Kerdern. Dit is die man, praat hy nie. Laat hy 'n bietjie antwoord sê, want hy was heeldag hier gewees. Ek wil weer, verstaan jy Afrikaans? Anyway, so van die os op die jas. Buldietfees is nou verby. Hulle sê mos gedane sake. Ons gaan nou aan na die volgende een toe, die groote. Nog 'n groote wat in ons kontryk plaas van die naweek, Dispatchfees. Ek kan onthou, meneer Stroomfer, ek hoop jy gaan na hierdie ene kyk. Ek weet jy die heel eerste Dispatchfees begin. Ek wil my verstout om te sê 2001 of 2002 was hy altyd gehou by Dispatch by die De Wet stadion. Doch, Jerry, ek kan dalk nog verder gaan. Ek was in die laerskool. En dis in die 90's toe my suster was net in die hoërskool. Toe was sy betrokke met die Dispatchfees. Dan was dit 2000? Ja, dan was dit 2000. So ek was Martin Skeepers hulle. Ek weet nie wanneer was hulle omtrent in matriek. Dit is want ek in standaard 6 was. So ek dink as jy nou COVID se jare aftrek, mag hierdie seker baie naby aan hulle 20ste 21ste sportfees wees. Ja. Dis incredible. Kom ons chat 'n bietjie daaroor. Ek weet daar's heelwat skole, meneer Welgemoed, jy wat op baie van die skole ken. Ek weet al ons spanne speel teen DF maar nou by fixture hierdie naweek daar, maar daar's skole wat nou nie bygekom het, Kraddock Hoërskool. En hulle speel almal teen Dispatch, né? En hulle speel die Saterdag aan speel hulle teen Dispatch Hoofgate.
jy ken vir Kraddock, jy het al baie jare teen hulle gespeel. Ja. Is so 10 kilos of 5 kilos weg van Malo. Ek meen is dieselfde dorp. Hulle almal is ewe hard. Wat dink jy wat kan daar gebeur? Jy het net so 'n bietjie van Dispatch gekyk hierdie naweek. Ons het nog niks van Kraddock gesien nie. Wat is jou persoonlike opinie oor hoe dit Saterdag moontlik kan gaan daar? Ja, kyk, ek ken ook ja, dit is 'n Dispatchfees. Ek ken hulle al van 2000 af. Is reg soos jy sê, toe ek in 99 hier begin en toe so met die eerste span is ons en dis so ek vir Koenie Stroomfer ontmoet het. Wat 'n rugby legende. Ja, of course. Absoluut en ek en hy is baie goeie vriende op deur die jare groot vriendskap ontwikkel. Rugby vriende, gesels lekker oor rugby. Ja, Rugby dinge wat saak maak. Hy het dieselfde passie as ek op as leef vir rugby, leef dit uit. En ja, hy het my die geleentheid gegee om elke jaar so toe te gaan. Baie geniet. Ja, Kraddock, groot span. Al wat ek van hulle weet is groot seuns. Ek hoop Dispatch gaan hulle wat voor want anders gaan dit 'n lang dag vir Dispatch wees. Ek dink Dispatch gaan miskien 'n bietjie flair hê aan die buitekant soos ek hulle nou gesien het. Ek sien 'n paar opwindende jong spelers wat lus is om te hardloop, nie manne wat lus is om te skop nie. Oukies wat die bal swing en daar's baie talent agter. Maar Dispatch hulle keer moet ken met daai Kraddock se voorspelers. Ek weet hulle is nog al die jare bekend vir hulle grootte. Hulle was massiewe spelers voor. Groot seuns. Weet jy of hulle die melk eet, hulle leef net maar op melk en vleis, is al wat hulle eet, maar daai in daai omgewing. Ja, ons moet baie yoghurt kry wat hulle eet. Ja, soos manne met groot lywe, groot seuns, en ek dink maar al die jare, hulle pak jou vooraan, en hulle maak jou sag voor, en dan slaat hulle agter, maar jy weet self, as jou pak forwards nie, maas opkom nie, dan is dit 'n baie lang dag agter ook. So, Dispatch sal sy storie moet ken, maar het gaan 'n close een wees, maar ek gaan vir Dispatch, ek is seker van, hulle gaan die ding kan deurraak. Hulle die passie ontbreek nie by Dispatch, hy man is passievol. Ek is geneig om met jou saam te stem, vir die simpel rede, die feit dat dit net 25 minute helfte is, maak dit 'n gelykmaker. Ja. En Dispatch home ground advantage, wanneer jy weet, daai almal is op mekaar daar. Daai skare. Die ongelooflike atmosfeer wat jy, ek wens die kamera kan sien, die hoendervleis wat ek nou al kry, want ek weet hoe dit elke jaar gaan daar. En ons weet natuurlik wie se hulle coach ook. Ek meen, hy sê van hierdie kry my weer coachie. En is oukies wat hulle laaste jaar die fees gaan beleef. Hulle het hulle laaste jaar, so dit is alles wat in Dispatch se gaan stel. Ja, en ek moet ook by sê, ek het eintlik 'n ruskare maar gelos daar, want ek wou nie moeilikheid gehad dat daar oor kan passievolle skare, en wat jy vir hulle sê, beweeg terug, hulle gaan nie vir jou luister nie. En dit is hulle wees, ek meen, hulle ondersteun hulle kinders, hulle ondersteun hulle dorp. Sorry Rikus. Rikus het jy al iets gedrink met Chom, jy gaan nou spreek weer kry. So ja, my geld is ook op Dispatch, maar moenie vir Kraddock weggooi nie. Ek hoop Dispatch kan daai 50 minute lank daai passie hou. Kom ons gaan 'n bietjie nog steeds met die Dispatch fees. Mense, ek wil hê asseblief julle moet gaan ondersteun die Vrydag groot laerskole rugby en netbal en hokkie wat op die velde gaan plaasvind. So dit begin op Vrydagoggend vroeg. As jy in die omgewing is, gaan maak 'n draai, gaan ondersteun dit. Die hoofwedstryd Saterdag aand 5:30 is Dispatch en Kraddock kan net voor dit ons teen DF Malherbe. Yes. Al ons spanne wat daar gaan speel van onder 14 afstryd deur tot by die eerste span. Ek is nie lief om oor my eie span te praat nie, maar ek moet sê ek is senuweeagtig. DF Malherbe 'n onbekende faktor, maar ek het in die geleedere gehoor dat hulle hierdie jaar een van hulle sterker jare gaan beleef. Ons wat afkom op 'n goeie naweek en ons confidence wat lekker hoog is. Maar elke week is 'n nuwe week, né? Jy moet hom vat soos wat hy kom. Dit gaan maar moeilik is om op standaard te bly elke week. Dolla? Ag ja, Jerry, as jy senuweeagtig was, sal jy seker nou nog geoefen het, né? Maar DF is so goed soos wat jy hulle respek gee. As jy voel jy gaan hulle te veel respek gee, gaan hulle vir jou seermaak. Maar as jy hulle spelers net nog geskool, glo ek ons het genoeg skiet goed. Soos jy dalk senuwees voel nou oor hulle, voel hulle nog steeds die pyn van 'n paar jaar terug. So hulle weet ook wat kan kom as ons aan die gou is. Ja. Alhoewel ons nie dieselfde ouens mee het nie, maar dis die possibility. So hulle glo sterk, dis wat hulle moet stop. En dit kan hulle dalk kan van, want dalk het ons nou iets anders in die span wat hulle nie van weet nie. Ja, hulle het seker dalk nou maar die livestream gekyk en so aan, maar is 'n verskil om die game op die TV te kyk en om die game te speel. Dis is 'n groot verskil. Ja. So, ek sal nie te nervous wees as ek is nie.
dalk halftyd as jy agter is met 20 punte, dan sal ek nervus begin raak. Maar voor die tyd op hike, Dispatch het 'n groot veld, maar dis kleiner as wat mense dink. Ja. En ek dink ons is fiks genoeg om heeldag te hardloop op 'n klein veld. En 'n klein veld vir groot ouens, ja, hulle hardloop nie so ver, maar spoed en jy moet kant tot kant op 'n klein veld, jy voel jy hardloop nie ver nie, maar dit vat aan jou, dit vat. En 'n Dispatch veld is dik ook. Ja. So ons fiksheid gaan vir ons die game wen en ons gaan hulle onverwags vang op die unpredictability van ons span. Alhoewel ons so straightforward lyk op die kamera, gaan ons nog steeds die 30% kans hê om in hulle agterkop te speel meer as wat ons gaan worry oor hulle is wat so. So ek dink ons sal hom vat. Hierdie keer gaan ek 'n prediction maak. Ja, gaan 'n prediction maak. Jy wou nie Saterdag hê. Nee, Jy sê 15-11. Ja, ek dink meer skoon met onderligte te speel. Ek dink ons gaan hom vat 33-10. Gaan ons hom vat? Sjoe. 33-10. Ek dink hy 10 punte gaan kom van ons klaar 33 nou voor is en dan ons die bal agter ons eie paal en nog moet ons nog wel hardloop. Daar sal die 10 punte kom. Maar ek dink ons gaan hierdie ene vat. Los hande. Want ons almal weet as jy baie ver vorige jaar teen iemand verloor het en jy kom met hierdie passie en hulle druk nog steeds 2 vinnige 3 teen jou. Dan gaan jy klaar weer begin hoor, hier kom dit alweer. Hier kom dit alweer. So ek dink om hulle vinnig 1 2 3 te opset, vinnig punte aanteken dat hulle begin wonder, is dit nou weer hy span wat gaan kom. So ek gaan nie kommentaar daaroor lewe nie. Ons goeie geskiedenis ook by die Dispatch wees. Ja, ons is nou 2 en ou daar. Ons het ja. 3 en ou. Ja, so die afgelope 3 jaar ons games gewen. Ja, ek dink eers was toe ek by die skool begin was Winterberg. Ja. Op die boonste velde. Ja. Toe die jaar daarna toe se DF. Ja. En toe sit Celie verlede jaar, né? Sou hier gewees, ja. Ja, so ek is weer 'n bietjie skrikkerig gewees. Hulle het ook 'n herlewing in hulle rugby wat hulle nooit gehad het. Dit is ek vat so 5-6 jaar terug. Toe het hulle ook maar 'n bietjie gesukkel soos ons. Maar hulle iewers vandaan het hulle groot spelers gekry, spelers van kaliber wat ander kan speel. Ja. So hulle is net 'n pushover. nee, ek sê nie ek dink dit gaan baie closer game wees. Ek dink ons kan nog steeds die boot toe voer, maar ons sal nie moet foute maak nie. Beslis, ja. Ons sal definitief daai dag moet foutloos speel om seker te maak. Maar ek dink dit ja. Wil jy predictions maak nie? Nee, kom nou. Kom, jy het my nog geforseer om 'n prediction te maak. Ek dink dit gaan enigiets meer so 17-12 wees, 17-10 miskien aan ons guns. Ek dink dit ek voel ons moet iets so op dit sit, Jerry. Ek voel jy kan nie meer so ver wen. Bosa, wat sê jy? En dan skrik die wakker, dan kom ons hierdie graf uit. Bosa sê hy sê met 30 punte, man, nie so dans close is nie. Bosa sê dit gaan rok, wat sê jy? Wat sê gaan hulle pass of gaan hulle kick? Okay, maar kyk jy nou maar sommer vir ons uit want ek dink jy weet lekker wat jy gaan Bosa. Ja, Bosa. Cheers my vriend. Waar's hy? Wat vat hy? Sê gou kyk, die Dispatchfees is afgehandel, ons sien uit daarna. Jy kan saam met Bosa gaan as jy wil. Kom ons chat 'n bietjie, daar was groot atletiek kampioenskappe gewees in naweek. Ja, Die Dolfie, jy het vir ons baie inligting daaroor ook. Ons het 117, ons het al die goud in die hele Kimberley gevat om medaljes te maak. Die All Checkers se silwer uit hulle tille uitgehaal en die brons het ons by Wolfies gaan haal. Ja nee, ek weet nie hoeveel ek het sommer gehardloop na die atletiek afrigters toe. Ek het vir Inge Duisel wat in beheer is in atletiek saam met meneer Kreer. Ek het sommer na haar toe gehardloop vanoggend om vinnig te kry want laat die mense nie kan altyd dink ons praat dit rugby nie. Ons sal nou 'n cricket een game ook aangooi wat ons gewen het. Het jy ook 'n medalje gekry toe jy gehardloop het of nie? Baie lank terug, ek in die 90's. Ek sal hom volgende keer op die show bring as ek moet kan so. Asseblief sit hom aan die nek. Ja, as hy nie in 'n silwer kassie toe gegris nie. Okay, ons het by die OP hoërskool gehardloop. Dit was by die Oval gewees, hier by UPE. Net om te verduidelik, ons Elsien kinders hardloop in 'n ander divisie. Hulle hardloop nie saam met mainstream kinders nie. Ons prestasies is apart tussen al die Elsien kinders. Alhoewel ons partykeer in einde hardloop van hoofstroomskole, maar ons tye tel apart.
Ja. Nou volgens ons divisie het ons kinders briljant gedoen. Hulle het 21 goue medaljes gekry. Hulle het 14 silwer medaljes gekry. Hulle het 4 brons medaljes gekry en ons wag nou op die oomblik vir die resultaat om te sê hoeveel kinders ons in die OP span het wat dan nou in Queenstown gaan hardloop. O, by Queen's College. Yes, hulle gaan daar hardloop en dan na dit word die ESO span gekies. Wat dan ek weet nie, hulle het nie vir my gesê waar dit Is gewoonlik Boksburg of Sasolburg? Sasolburg. Ja, gewoonlik Sasolburg. Ja. Sasolburg. So dan gaan die ESO span daar so hardloop. Die ouetjie toevallig wat vir my vleuel speel, hy het nog nie vir my al die 3 gedruk wat hy medaljes kry nie. Alex, hy het 3 goue medaljes gekry. Maar hy hardloop mainstream. Hy hardloop hoofstroom. Nee. Ja, sy tye goed kwalifiseer Vir hoofstroom, ja. wat hy die hoofstroom wen, Ja. maar hy hardloop nog steeds in die Asian In die divisie. Elsen divisie. So as hulle kyk, jou tyd is jou tyd. Jy Ja, kan nie ja. omdat jy in 'n laer divisie hardloop, jou tyd vinniger het. Ja. Jou tyd bly jou tyd en toe hulle dit 'n bietjie compare, toe sien hulle maar hy baie eerste kom in ons divisie kan hy net sowel eerste of tweede in hulle divisie kom. Exactly, ja. Ja, So- soos die 400 het hy 50, net voor die 50 sekondes. Dit is skoon maak Ja, van en die wat- 400. Wat is hy nou kies nou wat ook so goed doen? So hy doen Stuurman. Stuurman. Stuurman, hy's net so goed. man. Ja, yes. Ons het so 2 weke terug het ons die atlete NMMU toe gevat vir toetsing. Toe is hy die vinnigste van al die nalope atlete ook oor 'n 6 Sjoe. en hy is 'n 1500 meter atleet. Toe was die mense nogal verbaas Dat hy dit dat hy 1500 hardloop maar nie naloop nie. So rou talent. So en dis 'n mannetjie wat nou maar onlangs atletiek gedoen het. So al ons atlete, great stuff. Pleintjie vir meneer Trevor Nelly, maar ek ken hom as buurman. Trevor, awesome stuff. die backstage coach. Ja. Ja, die scenes coach. Die man agter die scenes, ja, wat baie doen. Inge wat ongelooflike effort insit. Ons moet natuurlik ook hier ons netbal, vergeet van ons netbal het hierdie naweek ook 8 games gespeel, 6 gewen. Ja, wel dan ja. Net En dis vir hulle twee vroeg in die seisoen, hè. En ek dink hulle het actually die eerste keer wat hulle geoefen het was toe hulle gespeel het die naweek. Ja. En wat, Want ons was nog in die proses gewees om fasiliteite en so aan reg te maak. en wat so merkwaardig is hy bane wat ons het. Ja. Sintetiese bane wat ek voel niemand het dit nie, dit kom van die Kaap af. Ja. Wat ons daar soos die eerste keer dat hulle op baie bane Op daai bane speel. gespeel. Al die ander, ek moet sê, ons het baie komplimente gekry van al die ander skole. Hulle sê is net iets anders, 'n ander klas. Ja, ja. Iets wat hulle nie gewoond is nie, maar baie lekker. O, hulle wil net kom Ja. speel nou hierso. So ons het 2 sintetiese bane opgesit van die Kaap af as wat meer wat in mekaar gevlek word en word ingehaak. Dis 'n puzzle. Ja, dit kan maar so, dit kan maar reën en alles, die water vloei nog steeds hier en jy kan speel. So die David Wat, netbal net 'n droë sport is verby. Ja, dis verby nou, kan jy speel maar daar's oor as genoeg. So juffrou Oor as Schultz en genoeg, jou ja. span, awesome stuff. Baie geluk met die naweek. Daar was nog iets wat ek wou genoem het. O, natuurlik, voor ons oorgaan na om Rikus toe, laat ons vir Rikus 'n kans gee om te chat 'n bietjie. Vinnig net, ons paddlebane. Ons paddlebane is oop vir die publiek julle op hierdie stadium. Ons is nou nog nie, ons is van plan om die bane op die Playtomic app te sit. Ons gaan lekker specials hê in die begin vir die mense om te kom speel. Maar as daar enige navrae is, asseblief 041 966 1130 as julle wil julle boek, bane wil boek enige tyd. Praat met ons Sekkie, sy sal julle uitsort. Kom kyk asseblief en raak deel van die paddle. Ek weet die mense in Johannesburg noem dit padel, het julle dit geweet? Patel. Beloof jou, gaan praat 'n bietjie met mense wat in Joburg bly. Ek het 'n pel gehad. Hy sê vir my, "Wat noem julle Oos-Kaapenaars het paddle?" Ek sê nou dit is wat normale mense dit doen. Hy sê nee, my pel is padel. Dis snaaks, né? Paddle. Wel, Ja. die Engelse mense in die baie noem dit paddle, so ek weet nie waar kom Joburg se Engels vandaan. En ek moet sê ons het die wonderlikste spreiligte daar. Jy's kan lekker onder die nat. Ja, jy kan in die aand kom speel. Sit daar by die huis en jy voel vir 'n bietjie oefening kom maak 'n draai. En ons het ook 'n pro Stap shoppie. net Ja, ons het 'n pro shoppie wat jy kan kom rakette koop ook. Ja. So as jy in die mark is vir 'n nuwe raket, asseblief kom maak 'n draai by ons. En dis nie ons dit is ordentlike Ordentlike goed. goed. Ja, van beste kwaliteit wat Ja. wat daar kan aangekoop word, ja. So ek dink die mense moet 'n bietjie die rolbal los en 'n bietjie kom paddle speel. Ja, nee, ook. Bietjie meer aktief wees as wat jy met 'n bal rol, ja. Ek dink dit behoort lekker te wees is Baie interessante Ja. interessante. amper soos 'n squash, né?
Jy speel van die mure af wat so. Ja, ek het toevallig nou die naweek het ek gesien daar's 'n ou wat slaan en toe hy slaan net in die venster vas en daar van die bal weer oor. Ja, hulle hardloop letterlik by die deur uit en slaan hom weer terug. Is amazing. Baie ek dink hy gaan lekker fiks maak. Ja. Ek dink ons afrigters kan 'n bietjie daarin trek vir 'n slag. Ja, nee. Sê gou vir my, ons het nog so 2 topics oor. Ons tyd is min. Rikus, sê gou vir my, ek weet jy's 'n man van min woorde, jy laat nie praat nie, maar jy kan sing. So ek sien jy het vir my daar inligting gegee. 6:30 vir 7 uur, 14 Maart, Rikus Nel, met Gertjie ou Buddy op Pel. Daar's nog 140 kaartjies oor, by die Ernst Swanepoel saal op Dispatch. Asseblief, ek weet nie as ons technical kan inzoom daar, vir die 2 nommers wat julle kan kontak. Daai sluit in natuurlik jou bordjie eetgoed ook. En jy hoef nie bekommerd te wees, as jy kleintjies het, wat jy nie die hele aan mee wil sit nie, net langs aan by die streetklub gaan wikkel en giggel daar wees om jou kind vir jou besig te hou. So jy kan jouself geniet. Wel, ek weet, jou tafel is geboek, Dolla, jou tafel is geboek, my tafel is geboek. Ek dink die aand daarso gaan 'n paar manne se tyd ook geboek wees. So ons sien uit na jou Rikus en ou Gertjie. Ja. Ek het nou so 5 minute terug met Gertjie gepraat en hy het gesê jy kan sy Facebook gaan kyk en op sy platform hy het gesê buite Suid-Afrika. So hy is meer opgebonde dink ek as ons om te wees. So kyk hoe ou Gertjie Buddy met Pel. Ja, julle kan vir Inge skakel en vir Marco. Marco kan julle ook skakel. So Rikus, ja, Jerry, en dan die bordjies wat julle eetgoed opgemaak is natuurlik gemaak deur ons eie houtwerkafdeling. Dis 'n mooi kaasbordjies wat julle kry met gravering, laser cutting wat op die bordjie is. Dis smart. Dit is nou gemaak deur Leon de Vos en Pieter Gerber aan ons motorafdeling en ons en die catering word deur ons catering gedoen, ja, Renen Wester en Adel wat kos catering maak. Ja, wonderlike kos. Ek het Adel se kos. Ek het Adel se kos. Dis fenomenaal. So ja, die bordjies word gemaak Jonel en Larike Venter. As julle nog dinge so pragtig, wel gedaan. As julle nog kaartjies wil hê, julle kan die Engels skakel op 084 233 3033. Ek weet nie Rikus hoekom moet ek dit goed sê nie, jy kan dit self sê. Praat nie of sing dit sommer uit. Ek gaan wonder nie, maar as 140 kaartjies kort hier dan jy wil nie praat nie. Marco, die ander een wat julle kan skakel 083 396 1288 en dan sien ons julle die 14de Maart by Ernst Swanepoel saal. Lekker met Rikus Nel en nou Gertjie. Manne, die laaste ding wat ons vandag oor gaan chat, groot opwondenheid wat heers. Lewiwel, of nie Lewiwel Spar Metro series. Lewiwel Spar, Spiros Spar en Dispatch Super Spar wat on board geklim het. Vir die van julle wat nie weet wat die Metro series is nie, dit is Bersig Dispatch en Otto du Plessis wat so 'n bietjie gaan meedink teen mekaar in rugby, netbal en skaak. Metro kom van laat omdat dit nie net uit Nagel Dispatch, né? Dis omdat ons besluit het saam met high school ons wil dit mos nou weier maak PE en Dispatch sien net die vir die skole hierso. Exactly. So ons begin met daai 3 skole en dit gaan op 'n puntesisteem werk met al die verskillende ouderdomsgroepe en dan gaan ons 'n algehele wenner hê van die verskeie sportsoorte en dan gaan ons ook 'n algemene skoolwenner hê wat die meeste wedstryde gewen het en punte gekry het en al daai tipe van dinge. So die eerste wedstryd skop al af 19 April. Dis Paasnaweek. Skop hy af met Bersig teen Hoërskool Dispatch wat 'n groote gaan wees hierso tuis op Bersig se veld en die launch dan natuurlik voor dit 20 Maart waar die launch van die Metro series gaan wees. So hou die socials dop. Wat daai goed aanbetref, groot dinge wat op pad is. Dit kan dalk 'n episode wees. Ons kan dalk iets daarvan maak, Ietsie klein sê voor die ding en dan dit dalk livestream. Ja. Ons kan maar kyk hoe ons dit dalk kan inkoppel. As ons weer miskien kom met ons daai pletterbordjies saambring net vir die kykers wys hoe lyk dit en miskien van die trofees wat ons van die trofees net dit hulle wys hoe lyk dit en dis uniek, pragtig, wel gedaan. En ons het nog glad nie oor Otto du Plessis gepraat nie. Hulle is ek het hulle gekyk hierdie naweek, hulle is besig om kwaai op te tel. Hulle het 'n bietjie 'n paar groot honde daarso. Maar ons is opgewonde vir dit en
Natuurlik soos Dolfie gesê, dit gaan nie net bly by daai 3 skole nie. Ja, so ek het nog eers vir julle manne daarvan gesê en ek het gisterand 'n oproep gekry. Kyk, ons wil mos die Metro series mos nou maar meer as 3 skole maak en ek meen dit gaan oor Uiternaag, Dispatch en PE en after all Metro. So volgende jaar gaan ons definitief ten minste al 4 skole wees en ek glo en ek vertrou dat ons na 5 en 6 toe kan gaan. So as daar van julle skole in PE is wat wil belangstel, asseblief kontak ons en onthou jy moet 'n sekere aantal spanne hê. 4 seniors, 4 senior spanne, 'n A en 'n B span, onder 16, onder 15 A en B, onder 14 A en B, eerste tweede netbalspan, onder 16 A en B netbalspan en 'n skaakspan. eerste span. Hoeveel is in 'n skaakspan? 6 of 7? 6 of 7. Okay. 6. Ja, so daai wedstryde word die Vrydag gespeel en dan die res van die ander wedstryde van die Saterdag plaas. So en dis home and away net jy? Dis reg. En away ja. So dit gaan aan tot en met einde Julie. Tjoh. Waar die wenner aangekondig gaan word. So manne, ons is baie opgewonde daaroor. Uniek. Ja, so as julle by die 3 spars omgaan, ek meen daai het julle behoort seker al die groot poster te gesien het. So gaan ondersteun maar daai vir Spiros en Levyville en Dispatch Spar, dis mense wat baie doen vir die gemeenskap. En ons is ongelooflik dankbaar vir hulle. Maar manne, waar ons nou op die einde kom van episode 2 se No Name podcast. Julle mense asseblief onthou inbox vir my en Dolla met moontlike name. En ons gaan dit op 'n poll sit, majority rules, daai wenner kan sy geskenkprysie kom haal hierso op die podcast. Laat ons 'n naam kan kry. Vra groot en verskoning vir Bossa. Bossa wil net dans, is al wat ou Bossa wil doen. Maar manne, ek sê vir julle baie dankie en die ongelooflike waarde wat julle toevoeg tot en met alles wat ons aanpak. Leon, ons gas vandag. Ek hoop jy het geniet saam met ons. Lieflik. En ja, sterkte vir die week wat voorlê by Dispatch manne Dolla. Ons moet dalk sê ons challenge se borge. Dat hulle dalk iemand stuur om eendag saam te kom gesels. Of course. Ons het hulle vlugtelik hierdie naweek gesien. Ja. Toe hulle kom hallo sê hierso. Dit sal lekker om vir hulle dankie ook hier te sê. Wat 'n kwaliteit mense, né? Ja, Dit was absoluut fantastiese mense. Ons borge, mense wat net jou wil gesels. Nie omdat jy 'n groot besigheid dink. En ja, hulle is hier vir die regte doel, hè. Hulle is definitief baie oophartig. Ja, verskriklik aangename klomp manne. Kan ons maar 'n paar noem? En ja, ek wil net gou vinnig doen van die toeskouers. Ons het so naby 'n poll gedoen, so om en by. Ons het oor die 15,000 toeskouers hier gehad. Ja. Op die 2 dae. Wat die hekke was. Wat ons gestamp het, wat ons verwagtinge natuurlik heeltemal oortref het. Ons het nie gedink af aan so baie amper wees. dubbel as verlede jaar. Ja, maklik. Ons het gegroei en ons het daarom te bly. Jy's ons is nou besig om te kyk nog vir velde bykry. Ja. En ek glo volgende jaar sal miskien dit 'n realiteit kan wees. Weet jy, ons kyk maar hoe dinge loop en dan kan dit fantasties wees. Ons het die fasiliteit om dit te doen in elk geval. Ja, julle kan sien my oë is nog swart. Ek het vanoggend eers wakker geskrik, maar dit is so moeite werd. Manne, ek sê vir julle dankie. Vrede en liefde. En soos hulle sal sê, die beer, mag die beer voortleef. En ons sien almal die naweek by die Dispatch fees daar by die Draak Valley. Dis hy. Kom sê hallo vir ons daar. Kom sê hallo. Ja, ons is op pad. Hannes en Marius wat hier by ons was. Natuurlik, Hannes en Marius. Ons is ook groot vriende. Ja. Ongelooflike mense, kan nie glo ons het hulle vergeet nie. Hannes en Marius. Maar net vir julle ook as julle hierdie ding luister, baie dankie vir julle. Julle is natuurlik die stem van ons kommentaarwerk. Ja. Ongelooflike waardering wat julle vir skole rugby, want ek weet ons gaan julle die naweek weer by Dispatch hoor. Dan gaan ons julle weer by Kirkwood hoor en dan hoor ons julle weer by Andrew Wilby. So julle is all over die show. Manne wat gemaak is vir die game en altyd nie biased is hier en 'n straight to the point call. So awesome, baie dankie vir julle man ook. Hulle moet nou vir ons ook hulle sê op luister FM, né? Ja, ons sien hulle van hulle mense na ons ja. Challenge. Ja, nee. En dan natuurlik vir ons kameraman wat agter die Technical staan, ons technical man, Javandre. Dankie, wel gedaan. Baie dankie dat ons 'n sukses gemaak het nou van episode 2. Ek beloof julle dit gaan net beter raak. Volgende week sal ons 'n intro hê en hopelik 'n naam. So kom ons kyk hoe dit gaan. Asai. Ons sien julle volgende week. Cheers. Baie dankie. Dankie vir dit.